Goeiemôre, baie welkom by Agape Klein Gemeente met die groot hart. Niemand sterf van 'n slangbyt nie. En ek weet jy vra nou in jou gemoed, George, weet jy waarvan jy praat? Ek gaan nou verduidelik. Ek wil 'n ander vraag vra. Frons jou God of glimlag hy? Albert Einstein het eendag gesê, wanneer jy verander hoe jy na dinge kyk, dan verander die dinge waarna jy kyk. Nou jy in die ou dae het kyk weer op die TV, jou en my geleer dat ons sien nie altyd die eerste keer dinge reg en raak nie. Nou ek wil jou vandag uitdaag met 'n fundamentele besluit wat als in jou lewe gaan verander. En dis die volgende vraag: leef ek in 'n vriendelike of 'n vyhandige heelal? Is daar 'n glimlag of 'n gevaarlike frons op my God se gesig? Is sy hart en sy mense vol teestand en woede? En is dit dalk al wat jy sien? Want jy sien, as dit alles wat jy sien, dan is dit presies wat jy gaan skep in jou eie lewe. En ek weet jy dink, George, maar dit is so moeilik vir my om te verander. Verbeel jou, jy staan in jou huis met jou motor se sleutels in jou hand. En skielik is daar beedkrag en die ligte gaan af en jy staan in die pikdonker, jy kan niks sien nie. En op daai oomblik glip hierdie sleutels uit jou hand en val op die grond en jy gaan op jou knieë en jy begin voel, maar jy kry hulle net nie raak gevoel nie. En jy besef dat jy nooit in hierdie donker jou sleutels nie hande gaan kry nie. En toe jy opkyk, toe sien jy daar by die venster, buite in die straat, is die straatligte aan. En jy kry hierdie briljante plan. Ek gaan nie hier in die donker sukkel en struikel en oral val om my sleutels te kry nie, want daar in die straat is die ligte aan, ek gaan my sleutels daar in die straat soek. En jy kyk oral in daai straat om my sleutels te kry. Op 'n stadium sê jou buurman vir jou, wat doen jy buite in die koue op en af in die straat die hele tyd? En jy sê vir hom, ek het my sleutels verloor. Onmiddellik sê hy, okay, ek's 'n goeie buurman, ek gaan jou help soek. En hy begin saam met jou op en af in die straat soek. En later vra hy vir jou presies, waar het jy jou sleutels laat val? En jy sê, ek het hulle in die huis laat val, maar daar's nie lig nie. Nou soek ek hulle buite in die straat. Baie diplomaties sê hy vir jou, maar dit maak nie sin nie. En jy antwoord hom, dit maak ook nie sin om in die donker huis, in die donker vir sleutels te soek nie. En dis presies hoe ek en jy soms probleme oplos. Ons het die probleem binne ons, maar buite gaan soek ons vir die oplossing. Dit is soos om jou simptome vir die dokter te beskryf. En jy sê vir hom, ek voel so en ek voel so en ek voel so, en hy begin in sy voorskrifboekie skryf en hy skryf 5 voorskrifte uit. En hy sê later vir jou, na hy lang geskryf het, sê hy, gaan gee die een vir jou dogter, die ander een vir jou man, die ander een vir jou baas by die werk, en hierdie laaste een, gee hom vir jou politieke party of die regering. Jy sien, wanneer ons 'n uitdaging het, dan verwag ons altyd dat iemand anders gaan verander. Iemand anders moet die voorskrif kry, al het ek die simptome. En as hulle verander, dan sal my omstandighede ook verander. En ek weet, dit klink absurd, maar ek en jy doen dit letterlik daagliks. Ons sê, as iets buitekant my verander, dan verseker gaan my omstandighede, as ek net die lotto kan wen en ek het 20 miljoen rand in my bankrekening, gaan alles anders wees. Waarvan praat ek? Ek praat van die persoon vir wie jy geld geleen het en hy het jou nooit terugbetaal nie. Ek praat met jou van die een wat jy naby aan jou toegelaat het en toe misbruik hy jou. Praat van daai man of vrou wat uitgestap het en jou vir iemand anders omgeruil het. Ek praat van hulle wat jou oordeel want hulle verstaan nie. Ek praat vandag oor al die dinge waaroor jy voel jy die reg het om kwaad en bitter te wees. En waaroor waarsku ek vandag? Bitterheid sal jou altyd die seerste maak. En ek weet, jy sê dalk, ek het al baie geluister na vergifnis en preke gehoor oor vergifnis, en eintlik is vergifnis glad nie waaroor ek gaan praat vandag nie. Hierso is 'n
angel in die stert van dit wat ek gaan sê vandag. Maar bitterheid sal jou altyd die seerste maak, want bitterheid eindig altyd in desperaatheid. Daai woord desperaatheid is baie belangrike woord. Daar's baie mense en omstandighede waarin ons desperaat voel. Dis hoekom ek net nou gesê het, niemand gaan dood van 'n slang se byt nie. Dis die gif na die byt wat jou doodmaak. En daarom wat jou en my verwoes en wat ons gemoed inneem, is nie daai oomblik wanneer trauma oor ons pad kom nie. Maar dis die gif wat ons toelaat en drink in ons gedagtes na die tyd. Efesiërs 4 vers 31 sê, laat alle bitterheid en woede en troon en geskreeu en lastering van julle verwyder word saam met alle boosheid. Boosheid en bitterheid word in een sin genoem. Ek het net nou gesê, alles begin by ons dink. Wat Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel dink, so is hy. Ek kan dalk in hakies vandag sê, ek word dit wat ek dink. En hier kom 'n baie belangrike beginsel en dit begin my inlei na die ding waar ek eintlik oor wil praat vandag. Bitterheid maak ons vas aan dinge. Dis 'n tronk. Dis so belangrik. Bitterheid maak jou en my aan iets vas. En dan wil ek vandag vra, hoe lyk dit daar buite die tronk? Jy is dalk in 'n situasie wat jy al hoe lank vasgemaak is aan iets, omdat daar iets in jou kop is, wat 'n verskoning vir jou geword het, om te wen. En hier kom wat ek eintlik wil sê. Kweek 'n gemoed wat oop is vir alles, maar wat aan niks vasgeknoop en verknog is nie. En gaan die krag nou daarvan sien. Kweek 'n gemoed wat oop is vir alles, maar wat aan niks vasgeknoop is nie. Niemand van ons weet genoeg om pessimisties te wees nie. Van enige saak. Ons weet eenvoudig te min om negatief en pessimisties te wees oor daai ding waaroor ons pessimisties is. Dink jy, ek het net nou gesê, bitterheid kweek desperaatheid. Nou, desperaatheid is hierdie vakuum van hoop in my hart. Dis hierdie plek in my hart, waar daar 'n vakuum is, waar daar geen hoop is nie. 'n plek waar die son nie skyn nie. Daar waar hoop verdwaal het. Die vraag wat ek baie vir myself vra, is wat is moontlik? Wanneer ek in 'n moeilike, onmoontlike omstandigheid kom, dan vra ek vir myself baie die vraag, wat is moontlik? Jy sien, wanneer ek en jy ons gemoed of ons hart toemaak vir wat moontlik is, dan gebeur daar 'n ding. Ons maak die genius wat God in ons gesit het, dood. Daai amazing kwaliteit wat jou maak, daai kwaliteit wat mense laat uitstyg en suksesvol maak en vervuld en gelukkig maak ons dood. Ek wil vandag vir jou vra, nee, ek wil by jou pleit vandag. Maak jouself weer oop vir jou potensiaal. En dit wat moontlik is. Enige iets en alles is eenvoudig moontlik. Want jy sien, hoe werk die koninkryk van die Here? In Matteus 19 vers 26 sê, Jesus kyk hulle toe reguit aan en hy sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Wat beteken dit? Meeste mense spandeer hulle lewens op die uitkyk vir geleenthede om aanstoot te neem en verskonings te soek in omstandighede. Dis vir baie mense amper asof ons hoop, ons vind 'n rede om kwaad te wees en aanstoot te neem. 'n Oop gemoed, wat aan niks vasgeknoop is nie, is die een wat blind geraak het vir aanstoot. Daai ding wat jou wiele laat spin, wat jou potensiaal wegvat, wat jou moedeloos maak. Ons kom dit nie agter nie, maar iewers langs die pad het ons nie blind geraak vir aanstoot nie en ons het aanstoot geneem. En aanstoot beteken nie net om kwaad te wees vir iemand nie, dit beteken
ek besluit dat hierdie ding wat nou gebeur het, gaan beheer hê in my lewe, dit bepaal my plafon en my potensiaal. En nou kom ek by die hoogtepunt uit. Moenie sterf met die musiek steeds in jou hart nie. George, wat bedoel jy? Daar is nie musiek in my hart nie. Jy sien, in die ou tyd het die soldate afgemasseer op die vyand op die ritme van 'n drom wat 'n seentjie gewoonlik gespeel het. Onthou julle daai song wat die ouens sing oor die drom en die seentjie, so 'n Kersliedjie. En ek wil vandag vir jou sê, in die ou tyd het musiek die mense in 'n oorlog ingevat. En ek en jy het 'n ritme, 'n musiek in ons hart. Theo Rau het eendag gesê, elkeen van ons hoor 'n ander drummer. En ons moet op die ritme van die musiek wat ons hoor in ons hart leer stap. Elkeen het musiek in hom. Elkeen het 'n ritme in hom wat hom vorentoe vat. Maar George, wat is hy ritme? Elkeen van ons het 'n dapper missie en 'n dapper droom iewers in ons hart. Party van ons het daai droom al so ver weggepak, ons het al vergeet ons het hom. Maar elkeen van ons het daai stukkie hoop in ons hart, wat ons dapper navolg elke dag, en dis die ritme, dis die musiek in jou hart, dit wie jy is, dit wat jy moet doen, is die musiek in jou hart. Elkeen het met 'n doel hierdie wêreld binnegekom. Niemand is per ongeluk hier nie. Die Here sê, voor die grondlegging van die wêreld het ek gedroom oor jou. Die Gees van die Here en die plan van die Here woon in ons elkeen. Maak ons daai musiek stil. Sê ons nee, die beloftes wat leef in my hart, wat die Gees van die Here daar geplant het, is te groot, en my mislukkings in my verlede is soveel, ek glo nie meer in daai belofte nie. Ek het aanstoot geneem teenoor myself. Want te veel mense is bang om na daai musiek in hulle hart te luister en daarop te begin dans, want hulle sê nou maar net, ek is nie suksesvol nie. Dalk is daar 'n boek wat jy nog eendag moet skryf, 'n besigheid wat jy moet begin, 'n bemoediging wat jy moet gee, begrip van 'n situasie wat jy moet kry, 'n besluit wat jy moet neem, 'n belofte van die Here wat jy moet volg, of 'n bediening in jou hart. Wie weet, wat is nog alles in jou hart weggesteek? Elkeen van ons voel iets, elkeen van ons hoor daai musiek van hoop in ons hart. En wanneer jy eendag op jou sterfbed lê, wil jy hierdie volgende vraag regtig vra, wat is anders als anders kon gewees het? Ek weet wat my musiek is. My musiek in my hart speel nou, die oomblik as ek voor julle sit of ek staan op 'n verhoog, dan speel daai musiek in my hart, want ek doen waarvoor ek gemaak is om te doen. Ek voel op daai oomblik as 'n doel met my lewe. Ek voel vervuld wanneer die musiek in my hart speel. Wat jou musiek ook al is. Moenie by die eind van jou lewe kom en besef, ek het nooit toegelaat dat die musiek in my hart speel nie. Moet nooit aanstoot neem nie. Want jy sien, as jy aanstoot neem teenoor 'n persoon, teenoor jouself, teenoor 'n omstandigheid, die regering of wat ook al, op daai oomblik, wanneer jy daai aanstoot neem en bitter raak, stel jy vir jouself 'n plafon. Dis nie die aanstoot wat jy neem en die woede wat jy het, benadeel nie die persoon of die omstandigheid waarteen jy dit het nie. Dit benadeel jouself. En ek wil vandag sê, mag jy na jy hierdie woord gehoor het, als en almal jouself ingesluit vergewe en vryspreek, sodat jy weer die musiek in jou hart kan hoor speel, dat jy weer kan hoor, ek is amazing, ek is gemaak met 'n doel, en ek gaan luister na die ritme wat in my is, en ek gaan weer my roeping vat en die moedeloosheid uit my weggooi, en by daai plek kom waar ek met 'n oop gemoed
kans sien vir alles. En nooit weer by die plek kom, waar ek myself as gevolg van aanstoot vastknoop aan iets wat my beperk nie. Want jy sien, as jy kwaad is vir iemand, daai woede wat leef in jou hart beperk jou. Want jy sê altyd, ek sal nie so maak nie, dan maak jy vir jouself die eerste wet. En mense wat vir hulle self die hele tyd wette maak, is nie gedissiplineerd nie. Hulle is net by daai plek, waar hulle self in 'n situasie sit waar hulle nie kan wen nie, want ons is gemaak vir vryheid. Ons is gemaak om nuwe grondgebied in te neem. Ons is Vader God se groot wow. En ek dink daai groot oomblik in die skepping was toe God vir Adam gemaak het. Hy het hom gemaak uit die stof van die aarde. Al die engele het hier om hom gestaan. In die oomblik toe hy terugstaan en die engele sien wat hy gemaak het, raak het stil in die skepping en almal snak na hulle asem en hulle sê, wow, hy lyk net soos wat hy. Skielik is hier iets in die skepping wat soos God lyk, want hy het jou en my na sy beeld gemaak. En die eerste gedagte van almal wat gekyk het, al die hemelwesens was, daar sal niks onmoontlik wees vir daai een wat daar lê nie, want daar is niks onmoontlik vir hierdie een nie. Toe kom sonde in die paradys en alles verander. En Jesus kom toe, lank na die tyd. En hy kruisig sy eie liggaam om jou en my vrymoedigheid terug te gee, om die aanstoot uit ons gemoed te vat, sodat ons weer kans sien vir ons toekoms. Moenie in die straat gaan soek as jou sleutels in die huis verloor het nie. Moenie buitekant gaan soek as jou probleem hier lê nie. Ek wil jou uitnooi om na ons website toe te gaan, agape.co.za. Die getikte notas is daar, plant hierdie woord in jou hart. Ons kan nie altyd tyd hê om hierdie video oor en oor te luister nie, maar gaan lees hy notas, maak 'n deel van jou lewe, sodat jy kan oop wees vir die nuwe potensiaal, wat die Vader lank terug klaar in jou gesit het. Jy's nie 'n verloder nie, jy is 'n wenner. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat my geluister het vandag seën met u volheid. Ek wil elke persoon vandag seën om net te weet, dat die dag toe die engele daai eerste Adam gesien het hulle besef, niks sal vir hom onmoontlik wees nie, want niks is vir daai God onmoontlik wat na hom lyk nie. En daarom wil ek elkeen wat na my luister vandag seën, om hierdie gedagte te vat vandag, alles is moontlik. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan hierdie week in, gooi daai las af wat jy so lank gedra het, en ons sien mekaar volgende week, selfde plek, selfde tyd, en dan sit ons hierdie topic voort, en ons ontdek die groot, mooi toekoms wat die Here vir elkeen van ons het. Mooi loop, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.